te kan wees. Ja. Ek wil met u deel Hosea 1, Hosea 11. Die woord van die Here. Ek wil net een versie met die deel vanmôre. Hosea 1, Hosea 11, sorry, vers 1. Ek het eintlik met 'n ander skrif gekom, maar terwyl hulle nou sing so 'n pragtige lied daarso. You call out my name. You made me for me. Why would I be ashamed? Dis mos 'n lied wat julle nou gesing het, nee. Pragtige lied. En ek het in my hart gevoel, ek deel sommer die skrif en ek maak dit deel van wat ek graag wil sê vandag vir u. En wat 'n wonderlike ervaring en oomblik is as ons so onder die worship is en ons hoor die stem van Abba Vader wat met ons praat en ons rigting gee wat ons moet sê en wat ons moet doen. Dit is nie uiteinde hy wat saak maak en nie ons nie. Ons opinies en waarnemings het niks te doen met die plan van hom vir ons lewe nie. So ek laat beweeg my nie dit wat voor oë is nie. Ek beweeg my op die woord. Want die woord is 'n lamp vir my voete en hy gee vir my rigting waartoe ek op pad is. Ek weet waarvan ek kom, maar ek weet nie waartoe ek op pad is nie. Dis 'n mystery vir my. Ek ken my datum wat hy my geroep het, maar ek ken nie my datum van die dag waarin ek, of die plek waarin ek gaan ingaan nie. Daai dag van sy koms, daai ure, daai tye ken ons nie. So, om haar vlei te beplan en te bereken, gaan vir ons niks doen nie. Daarvoor, be yourself. Because he made me for who I am. Nee, ek kan nie mama wees nie. Ek kan nie en die meidjie wees nie. So moet my nie konform en maak soos jy wil hê ek moet wees nie. En dit wat ek sê ek vir hom. En hy sal my vergelde volgens my werke. Want die oes waardeur ons gegaan het, by die opstanding, het my aanvaarbaar gemaak. As 'n kind van Abba
om genoem te kan word 'n kind van hom. Hosea 11 vers 1 sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. Ons beweeg in 'n reistog. Of ons is in 'n reistog van ons lewe. En sommige beweeg nog uit die ding uit op hierdie reistog. En sommige proe al die intog van waartoe hulle op pad is. Maar ek hoor terwyl ek so deurgaan met op die social media, hoor ek hulle sê wat noem hulle die countdown, die Omar. Dis die tel mos die oefening daar af tot by eintlik tot by Sinai, waar jy openbaringe en ontmoeting kry met hom. Maar die woord van die sê vandag vir ons dat hy het ons geroep destyds as prinse en prinsesse uit Egipte uit. Ver waar ons geleë, het hy aan ons geroep. Dis hoekom ek so hou van hierdie song. Destyds het hy my al geroep. En as ek kyk vir die woord Egipte het 'n betekenis. Wat jy ook vat, of jy nou Hebreërs toe vat, uit 'n betekenis. Dit beteken beperking, gebondenheid. Dit beteken ook benoudheid. Daar's 'n woord in Hebreërs. Ek weet nie of ek hom reg uitspel nie. Mitzrayim. Egipte. Julle wat nou studeer, julle sal hom ken. As ek reg? Dit beteken beperking, gebondenheid en benoudheid. Ons beweeg op hierdie reistog van ons countdown, kan ek maar sê, as hulle Olympiese spele of hulle iets, dan countdown hulle tot wanneer die groot dag aanbreek. Ons is met hierdie geestelike countdown besig op ons reistog. Ons beweeg uit hierdie pad uit. Of ons beweeg in hierdie pad, hierdie verlossingspad, wat hy vir ons voorbetaal het, en die sleutels afgevat het. Waarvan ons het hierdie seisoen. Ons beweeg nou eintlik in die Sabbath, in die fees van weke in. As dit reg julle wat geleer het.
Ek is nou nie hier vandag om vir julle te leer nie. Ek is net Vincent. Ons stap ons stap in hierdie weke of hierdie dae van hierdie reistog van ons lewe is eintlik 'n verlossingspad, want ons weet ons is uitgehaal. Ons is geroep. Hosea 11 vers 1 sê ons is geroep. Hy het sy seuns en sy dogters het hy alreeds geroep. Ons is nie kapteine van ons eie bote nie. Ons is geroep as prinse en prinsesse. Daarom loop ons elke dag 'n oorwinningspad. In die mis van jou situasie. Ons kom ook deur hierdie woestynpad, soos die kinders van Israel, wat gekerm het en geklaai het, want ons is op die platte van ons voete hier op hierdie stof van hierdie aarde. Ons kom met hierdie elemente van al hierdie strukture en goed kom ons te wagte en ons stamp en ons kry slegte kyke en ons kyk sien mense met gevriende en mense met gesagte, maar dit kan ons nie weghou van hierdie vryheidspad en hierdie oorwinningspad wat hy vir ons uitgelê het en voorbetaal het. Daarvoor sien ons onsself vandag as verlossende kinders van Elohim. Ons sien ons vandag as verlossende kinders van hom. Ons stap hierdie pad. Hosea 1 praat eintlik van sy liefde, want wie sal nou terwyl ons spadder in wat ook al situasie vir ons roep? Jesaja sê, jy is myne. Hy het ons geroep uit Egipte uit. Dit fix eintlik ons geestelike probleme. As ons Pa ons roep en sê, jy is myne. Jy is my seun. Jy is my dogter. Want dit is nie 'n geroep van suster of susterie, dis jy is my seun en my dogter. Hy roep ons nie net uit die, maar hy wil ons invat. Dit is wie ons dien. Hy is nie halfway nie. Hy vat ons voluit. Soms tyd raak ons swak. Soms tyd raak ons moedeloos in hierdie woestynpad van ons lewe. En ons kom op by Mara, en ons kom op by bitterheid, en ons kom op by baie dinge op hierdie pad. Maar elke keer sien ons vir wie hy is en wat hy vir ons beteken. Hy is die Alfa. Hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde in ons lewens. Daarom voel ek in my gees, ons bevind ons in 'n seisoen. Ons bevind ons in 'n seisoen van verwagting. En ons moet ons mindset en ons gedrag en ons houding in lyn kry met hierdie verwagting.
iets in ons lewe te bewerkstellig. 'n verwagting is iets om uit te sien. Want as jou pa jou roep, of jou ma roep jou, dan hardloop jy met 'n verwagting van, miskien kry ek nou 'n rand of 'n 2 rand. Of ek hardloop met die verwagting. Dis wat Josia 11 sê, hy roep ons. Daarvoor moet ons in 'n season kom van verwagting. En ons moet ons gedra soos iemand wat iets verwag. En ons moet ons houding moet ons connecteer met iets wat ons verwag. Want as my pa vir my roep, dan kan ek nie wag om my voete reg te kry, want ek weet nie wat ek verwag. Nou, as ek by die deur instap in papa se hande in nie. Uit my Egipte, word ek geroep. Uit my emosionele uit my toestand of bekommernis wat ek lê mee, of waarmee ek worstel oor my kinders en my kinders oor wat ek eet, of wat ek gaan drink môre, word ek geroep. In jou ding waarmee jy worstel en bekommerd lê en verdagsloop, wat niemand van jou weet nie, met wat se gedagtes loop jy, of met wat se krisis jy loop nie, roep by jou vanmôre. My seun, hy want jou. Hier is ek vanmôre. Hier is ek. Hier is ek. Jou papa roep jou. Kom na my, almal wat bemoeid en belas is. Ek sal vir jou rus gee. My juk is sag en my las is lig. Is dit nie waar wat hy sê nie? Is dit nie wat hy sê nie? My skouers is breër as jou skouers. Kom, daar sien jy kom hoe hy staan. Wagtend met sy hande, papa hande. Ek kan nie wag om te hardloop na so hande nie. As hy jou roep, kom, dogter, kom, seun, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Hier is ek. Hier is ek. Jesaja sê, ek is die hersteller van gebreekte mure. Ek is die herbouer van stikkende paaie. Dis hy. Hy is in beheer van jou Egipte se beperking. Waarin jy ingekort word deur jou emosies. En daar sit ons daar in 'n lenig in ons kamers, en terwyl niemand van weet nie, worstel ons in ons beperking, beperk ons dat ons nie die Egipte se beperking laat nie, dat ons die joy lag nie, ons is net hier. Daar sê hy is hier, hier staan ek, hier staan ek vandag. Wat 'n wonderlike gebaar is dit nie, en iets om na uit te sien, hoe hy, terwyl ons hier worstel met ons eie goederse, sien ons in die hande wat die boek uitstrek. En sê, kom drink van my, van hierdie waters. Jy hoef dit nie te koop nie. Dis verniet. Free.
ons sal nooit loskom, of ons sal nooit vry raak van hierdie wêreld se dinge nie, materiële dinge nie, en gestryd, en 'n bakleiery, en gevoegery, en dit is die verloop van hierdie ou wêreld. Maar wat ek weet, ek is vry van hierdie wêreld en sy dinge. Alles hulle atteks, al loop ek deur hulle se paaie, is ek vry en ek is verlos, want my pa het my geroep uit Egipte uit. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik? In ander woorde, as jy nog geroep het en sê, ek het klaar gefiks waarvoor jy nog daar so sit en dink en wonder en bekommerd is. Ek het klaar gefiks. Ek waag jou. Ek waag jou. Ek waag jou. Ek waag jou. Mense, as iemand so sit, dan smile jy. Dan sit jy nie soos iemand wat dogmatiek oor jou lewe het. Want ons kom deur 'n woestynlewe. Hy roep ons in ons verwarring, in ons midpad is 'n woestyn. Woestyn. Is dit reg? Ja. Midpad. Is dit reg, sis? Midpad. Woestyn. Woestyn. Wat is? Ken jy nie die naam nie? Nee, ek sal nou kyk en sê. Ja. Kyk, kom daar so. Jy gaan deur hierdie midpad woestyn lewe. En jy nog moet leer dat ek klaar kan leer. Jou woestyn is jou midpad. Halleluja. Johannes 15 sê, bly in my soos ek in julle. Bly in my soos ek in julle. Deuteronomium 8 vers 3 sê, die mens leef nie net van brood alleen nie. Hy leef nie net van brood in lewe, van brood alleen nie. As jy geestelik siek is, of jy is emosioneel verkramp, gaan koop jy ijskrim. Ons koop jy ijskrim, of 'n vars brood by Spari. Jy vertrou op die woord. Jy vertrou op die woord. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. Want hy is die woord self. Hy is die woord self. Hy is die woord self. Tussen jou uit van Egipte en jou intog. Deuteronomium 8:2 sê, die Here het jou deur die woestyn gelei. Tussen jou uit en jou in is die proses van sy woord wat jy moet openbaring kry oor sy woord. En sy woord, sy openbaring sal vir jou lig werp oor jou situasie. Jy toe hulle deur die woestyn kom by die berg, is dit Sinai. Toe het hy, dis waar die Torah, die woord, die openbaring van hom gestand te kry oor hulle, dat hulle kan besef wie hy is en waaroor dit gaan. Hierdie woestyn in Egipte lewe gee jou
doel en rigting. As jy tot by die openbaring kom, dan sien jy wie en wat hy is in jou lewe. Elke dag word ons eintlik so in die skande gesteek deur op sy krag. Want ons het gister getwyfel, vandag kom waai hier 'n wind in en ons is opgewonde hier te dink gekom, dan sê ons so, ons word elke dag so in die skande gesteek deur sy krag en sy openbaring van dat hy is ons Appa. Hy is ons Appa. Hy is ons Appa. Wie kan met hom vergelyk word? Wie kan met hom vergelyk word? Job 39 sê, hy ken die tyd, wanneer die steenbokkie of die lam, hy ken hoe hy ken die volstreeks, hy ken wanneer hy geboorte skenk, en jy sal die seisoen ken van die geboorte, maar jy sal nooit weet waar tyd, en uur, en sekonde, die geboorte plaasvind, as 'n wagter van skape nie. Hy ken elke detail. Bybel sê, even elke haar op jou hoof het hy getel. Die wetenskaplikes weet nou nog nie hoeveel hare jy op jou kop het nie. Hy ken. Hier deur my studie van research vir my higher diploma, het ek gesien toe ek daai professor ben, hulle het jy niks sien. Hulle het jy niks sien. Die plan van die Here is 'n detailed plan oor jou lewe. Dis 'n strategic plan. Want die duiwel dink hy kan jou partykeer onderhou, dan is jy altyd net bo uit as 'n oorwinnaar. Jy is altyd net bo. Jy is altyd net bo, want hy het jou die kop gemaak en nie die stem. Amen. Jy trek, jy moet vasberade raak en onverskrokke raak en jou stewels aantrek en stap hierdie pad, hierdie woestynpad. Want hy roep jou dan uit die woestyn uit. Dit sê ons worstel nog hier oor ons manne, vroue, kinders, huis, kleinkinders wat. Jy het pas jou naam daar so, wat jou kan gee. Jy ken ons, wie hy is. Want jy voel, elke dag met hom raak dit net beter en beter en beter. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Huh? Amen. Elke dag van jou stap, as niemand van jou weet, stap hy met jou. Hy stap met jou. Dis hoekom lees Levitikus 23 vers 15. Hoekom hierdie countdown van Omar tydperk, hierdie week van fees, dan hierdie Shavuot fees. Shavuot beteken week of weke. Kyk, tel jou sieninge elke dag, tel jou oorwinning elke dag met hom, because today is sweeter than the day before. Gaan kyk op, hoekom en waaroor eintlik elke dag van die Omar is 'n stap nader aan hom. Dis 'n stap nader aan hom. Wat ook al op jou pad kom, ons stap met vasberadenheid. Mense, ons stap met vasberadenheid en met dapperheid. Met onverskrokkenheid
ja, dis maklik. Jy sal nou sê, dis maklik ou wins om hier te kom praat. Dis maklik om te kom praat oor om dapperheid in die dag te lê en om. Kyk, die mens kan jou goed vat, hulle kan kom voel oor jou, maar jou houding kan hulle nie change. Dis een ding. Dis hoekom Abba Vader gesê het vir toe Job so versoek is, jy kan alles wat van hom, maar sy siel behoort aan my. Sy siel behoort aan my. Jy ou daai houding as jou goed afgevat word, gaan jy daai man op terugspieg. Nee, jy is vasberade. Hy leef. Hy het opgestaan. Die sleutels van dit wat jy nou hier vat, is alreeds gestrip van die duiwelse autoriteit. Hy het geen reg nie. So ek kan nie, Abba Vader kan nie afkom en jou lippe kom beweeg om te smile. Smile oor die dinge wat kom. Hy kan nie afkom as jy 'n woord kry, wat jy 'n negatiewe woord kry, of 'n houding kry. Smile. Smile. Die verlossing werk is nie in strukture en in mense nie. Hy het dit, ek het die hele wêreld in my hande. Hy het dit. Dis mos hoekom hy sê, in hierdie wêreld sal jy verdrukking hou, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld geoorwin. Ek het hom geoorwin. Jou pa wat jou roep, het hom geoorwin. Daarvoor moet jy in sy skoene van oorwinning kom. En kom hardloop. In die oorwinnende hardloop van jou. Skip jou smaak af. En dit wat jy aantrek oor jou lewe. En hardloop die oorwinnende, smilende, flikkerende oë, wat lekker kyk. Los die mondbakkies en hardloop die smilende pad van die Here. Hou goeie moed. Ek het die wêreld geoorwin. Ek het die sleutels in die vyand se hand uitgevat. So stap die pad, want dit is 'n oorwinningspad. Ja, vol dorings, vol dussels, maar trek die stewels vas. En trap die dorings. Yes. Trap hulle. Jou pa het jou geroep. Hy wat in my is groter as wat hy wat in die wêreld is. Waarvoor sal ek sin in twyfel? Jy sal my breek kan afvat nie. Ek weet. Daar sê hy soms. You make me for who I am. You make me for who I am. You make me. As ek nie kan praat soos pastorie of praat soos ander mense, ga maar deur met my. As jy ook nie deur met my nie, dan skud ek my stof in my voet af en dan china ek. Dan china ek. Hy is nie in 'n struktuur of in goed is 'n vasgekelder. Jy moet daai oorwinningslewe moet jy lei. Dis wie hy jou gemaak het. Jy moet wees. You must never be ashamed, said hy song. Wat jou kan oorgekom het, wat jy deurgemaak het, waardeur jy loop, never be ashamed. Never. Jou geskiedenis, never be the same. Shame. Never. Hy het jou gemaak vir wie jy is en hy het jou geroep
kom, hier is papa. Wat 'n wonderlike vir ek voel sommer so vir vol verwagting dat ek 'n stok lekker of iets kry om so te hardloop in papa se arm. En praat nou in die gees wat jy gaan ontvang. Ha? Kry jou houding en jou menswees reg, want jy is die kop en nie die sterte. Jy is bo en jy is nie onder nie. Want as jou pa so staan, dan sê dat jy moet opstaan en jou reg kry. Jou reg kry. Jy gaan was jou sweet af of wat jou kan is, kry jou reg vir sy verwagting. Vir sy verwagting. Julle maak vir julle so mooi as julle na hierdie wat se goed is dit toe gaan verjaarsdag en goed is dit. Maak jou reg vir hierdie verwagting. Maak jou reg vir hierdie verwagting. Amen. Maak jou reg vir hierdie verwagting. Kry jou mindset in orde. Kry jou gedagtes geoccupied. Kry jou lewe toegerus. Kry jou voete op jou grond en staan. Vastberaden uit hierdie plan, uit hierdie belofte wat hy vir jou gesit het. Hierdie belofte wat hy vir jou het. Sy woord is vol beloftes. Sy woord is vol beloftes. Dis wie hy is. Nou iemand wat so vol beloftes is en so staan. Wat sy ervaring is dit nie? Dis asof ek, wat moet ek kry van al hierdie beloftes? Wat moet ek kry van al hierdie beloftes? As jy siel, as jy deur mekaar is in jou siel, hy gee vir jou berusting. As jy, wat is hy gee vir jou? In elke, hy het vir elke, dit waaroor die maatskaplike wêreld nog moet uitvind oor wat is jou kind se probleem. Hy het hom al reeds. Amen. Dus hoe kom ek vir my suster wat maatskaplike wêreld is, en trapie. Hy is, ek sê julle het net julle sekant gemors. Want julle kan, vir 20 jaar kan julle nie kinders nasien. Of kinders uit die bedrijf, bring die kind na die Here toe. Bring hom. In sy hand is net wat goed is. Dis jou pa. Mag Abba Vader vandag hierdie woord sien in elkeen se harte. Dis 'n stap na die openbaring van sy woord toe. Jy sal deur die spieël van sy woord gaan jy sien wie jy is en wat jy beteken. En dit gaan jou betekenis gee in jou lewe. Moenie rondsoekie, moenie aanvaarding soekie, moenie ek is nie tevrede met wie ek is en wat ek is nie. Hy sal jou betekenis gee vir jou lewe. Jy kry 'n aanvaarding. Dat gee jou rigting. So, as jy deur hierdie countdown telling van die omgaan, sien dit as 'n reistog uit gebondenheid, uit beperking. En verklaar oorwinning oor jou lewe, want jou pa roep jou. En sodat ons kan gelykvormig kan raak met die Torah en verstaan uit die Torah en lewe uit die Torah en dat ons rigting ontvang uit die Torah en dat ons stap
met die Torah, doelgerig in jou roeping, in jou transformasie en bevryding. Mag hy julle seën, mag hy julle bou, en mag hy julle vasberade maak, vir my en vir u, om vas te staan. Abba Vader, ons het niks nie, ons het met niks gekom in hierdie wêreld nie. Al wat ons het, is vir u, en u maak vir ons baie dinge moontlik. Ons is oorwinnaars. Ons sien ons as oorwinnaars. Ons is aanvaarbaar vir u. Wie kan ons tot ander insiens bring? Ons staan op u woord. Ons beweeg ons nie deur ons kinders of ons situasie en ons probleme nie. Ons beweeg ons op grond van die woord. Want op die woord rus die pragtige salwing. En dis die salwing wat hierdie jukke wat u van praat kom verbreek. Want u juk is sag en u las is lig. Every day with u voel dit ons hardloop soos 'n ribbokkie oor hoë klippe en hoë mure spring ons, want ons voel elke dag as u vir ons iets sê. Moed, dis ons 'n moed, dis ons 'n petrol, dis ons 'n diesel. Hierdie diesel wat so klaar raak, u diesel wat u gee vir ons moed om aan te gaan, om te move en to keep going, to keep going, to keep going. En ons bid vanmôre elkeen dat u elkeen sal wonderbaarlik kom sien. Ons is in afwagting en ons sit vol verwagting. Ons tel af en ons countdown vir wat u vir ons gaan doen. Ons is in afwagting, ons kry ons gereed. Ons maak ons gereed, want ons ken nie die dag van môre, maar u ken die toekoms. Dis hoekom ons gereed moet maak vir wat ons môre. Vandag is hierdie ou mense wat hier loop, boemelaars, môre is hulle investors. Dit wat voor oë is, sien u nie raak nie. Ons hardloop in die gees. Ons eet uit die brood, die woord, die Torah. En dit gaan ons nuwe moed, nuwe lewe, nuwe uitsiens, nuwe uitkyke, nuwe denke vernuwe. En dit gaan ons maak dat ons bereik en inbeweeg wat u vir ons uiteengesit het. Mag u seën elkeen wonderbaarlik die rykdom van u genade. Mag hulle net geseënd wees. Hulle is aan bakskottels, hulle is aan klerekaste, hulle is aan kinders, hulle is aan kleinkinders. Mag dit geseënd wees. Elke plek waar hulle trap sal geseënd wees. En hulle moet dit spreek oor hulle se lewe en oor hulle se kinders en hulle se kinders. Spreek dit daar waar u sit oor u kinders. Spreek dit daarso. Spreek dit daarso. Spreek dit daarso. Spreek dit daarso oor jou huis, oor jou lewe, oor jou besittings, oor wat jy is, wie jy is. Spreek dit oor jou. Spreek dit. Jy is 'n oorwinnaar. Deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Meer. Jy is die kop, jy is die sterte. Jy is nie die grond nie. Jy is hoog. Jy is die paviljoen. Jy is die hoë trappe. Jy is daarbo. Kry jou mindset reg en jy opwaarts beweeg na die verwagting van hom. Van die verwagting van hom. En seën elke dag jou area.
Seën jou grondgebied, seën jou kinders, seën jou bakskotel, seën alles wat jy het. Dit behoort aan Abba Vader. Wy dit toe aan hom. Dit is sy goed. Vader, ek sê vir u baie, baie dankie. Mag u geseënd wees.